Ons lees die hoofstuk God se stem uit die alfabet van oorvloed met die vriendelike vergunning van Lizette Murray. Op 'n besoek aan die 3 rondawels in die wondermooie graskop omgewing in Mpumalanga gaan staan ek by 'n uitkykpunt. Ek sien hoe die vroegoggendmis stadig uit die plantasies daar ver onder in die klowe opstyg. Ek sien hoe vul dit die donker ruimtes tussen rivier en boom en bos. In die stilte word ek van God bewus. Hy is in die fyn vlaaggie sproeireën, in die ligte bries deur die kiepersolblare, in die geur van veld en grond en lug, in die stilte wat op en oor en binne in my is, waar ek aan die klam reëling bo die afgrond vashou. Ongemerk skuif iemand langs my in. 'n Jong swart man groet met 'n blink glimlag en sê in Afrikaans: "Hierdie is God se plek." Ek knik. Ja, dit is God se plek. Hier kan ons sy stem in die stilte hoor. Moeder Teresa van Kolkata het by meer as een geleentheid gesê, stilte is die beginpunt van gebed. Ons het afsondering en stilte so nodig soos kos. Ons gun dit egter nie elke dag vir onsself nie. Ons bestaan word deur tyd en sperdatums geregeer. Ons jaag reeds van vroegoggend af om by ons bestemming te kom. Ons soek skoene, sleutels, brille en skoolkosblikke. Ons piksoen mekaar en kry holderste bulder koers. Ons trotseer die stadsverkeer. Ons karwei kroos en kat. Ons leef met ons vingers op ons selfoon se knoppies. Selfs die platteland bied nie meer 'n waarborg vir 'n rustige bestaan nie. Die media en internet maak nuwe deure na buite oop en ons word meegesleer, vinniger, hoër en beter. En tog wag stilte soos 'n kuil tussen die riete op elkeen wat daarna smag. Stilte is die beginpunt van ware gebed. Dit is 'n soetwaterkuil vol rus. Die primêre versorger van 'n gesin is die ma, en dikwels ook die emosionele barometer daarvan. Daarom is dit nodig dat sy elke dag stil word. Nie bolangs nie, nee, diep stil voor God, haar Vader. Want stilte bring besinning, en besinning bring die wete dat God luister, en ook dat hy met haar praat. As sy nie stil word nie, kan sy nie luister na wat hy sê nie. En dan ontbeer sy dikwels die seën wat hy oor haar en haar mense uitstort. Wanneer 'n ma elke dag in stilte by haar Vader sit, kom daar ander gesprekke met hom vanself. Dit gebeur terwyl sy wag dat die ketel kook, in die verkeer op pad werk toe, of agter haar lesenaar, of midde in die klein en groot krisisse van elke dag. 'n Pa wat weet hoe afhanklik hy as priester, profeet en koning is, vertoef dikwels in stilte voor sy hemelse Vader se aangesig. Gebed anker sy dag, dit hou sy gesinsboot regop, selfs in stormwaters. Wees stil en weet dat ek God is, sê die psalmdigter. Die Latyn vir wees stil is vacate, maak leeg. Ons word dus opgeroep om leeg te maak, om terug te staan, om met vakansie te gaan, oftewel vacation. Ons moet beheer aan hom gee. Ons, God se kinders, kan bloot by hom gaan sit en alles aan hom vertel. Al weet hy dit reeds, al ons mislukkings en beperkings aan hom erken. Ons broosheid ontlok nie straf nie, net eindelose genade. Ons moet hom hoor wanneer hy, soos met Elia, in stilte van die aandwind met ons praat. En ons moet nie opstaan voordat ons nie sy stem duidelik gehoor het nie. God wil hê dat ons by hom tot rus sal kom. Paas, maas, kinders, enkellopers, hy nooi ons elke dag om in sy heiligheid te vertoef en om dan in die wêreld rondom ons te gaan leef met liefde en erbarming, nederigheid en omgee, vergifnis, sonder oordeel, maar diensbaar, soos Jesus dit gedoen het. Dankie vir die saamkuier
Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.